Goeiemôre jou awesome mens, ek is so bly dat jy saam met my aanlyn is en vandag is ons by deel 3 van 'n 4-week reeks Klein Keuses, Groot Verskil. En ek wil net van die begin af sê dat soos ons hierdie boodskap ingaan, glo ek regtig dat wat party mense dalk as 'n klein beginsel sou sien, dat sommige van julle as julle dit toepas, jare van nou af terug gaan kyk en 'n enorme verskil sal sien oor wat God vandag in jou lewe gaan begin doen. Ek glo dit is 'n werklikheid. Wanneer jy klein veranderinge maak, sal jy groot verskille sien. Ons sleutelgedagte vir hierdie hele reeks sover is juist dit. Baie keer kyk jy na mense wat dinge het wat jy nie het nie, of wat dinge bereik het wat jy nog nooit bereik het nie, en jy wonder, watter groot dinge doen hulle wat ek nie doen nie. Maar die waarheid is, dit gaan nie altyd oor die groot dinge nie. Dis dikwels die klein dinge wat niemand raak sien nie, wat lei tot die groot dinge wat almal graag wil hê. So ek gaan dit weer vir jou sê, dis dikwels die klein dinge in jou lewe wat niemand anders sien nie, wat die groot verskil maak in die dinge wat almal anders begeer. So laasweek het ons gesels oor ons gedagtes. Hoekom? Want jou denke is so belangrik. Want jou gedagtes beïnvloed jou woorde beïnvloed jou dade. Jou dade word jou gewoontes en jou gewoontes bepaal jou totale bestemming. Want klein dinge maak 'n groot impak. En vandag wil ek met jou praat oor die krag van jou woorde. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword. En wanneer God die wêreld geskep het, het hy dit gedoen deur die gesproke woord. Ons woorde is ongelooflik kragtig. Salomo sê dit ook so in Spreuke 18 vers 21, die tong het die mag oor dood en lewe. Met ander woorde, die woorde wat jy spreek kan lewe gee of dit bring dood. Ek wil hê jy moet neerskryf. As jy die lewe wat jy het wil verander, moet jy die woorde wat jy praat verander. Want is die klein dinge, selfs in die woorde wat ons sê, wat 'n groot verskil maak in die lewe wat ons leef. Nou Jakobus het dit gesê lank voordat ek het gesê het vandag. Nou as jy nie 'n kerkmens is nie, weet jy dalk nie wie Jakobus is nie. Jakobus is eintlik die broer van Jesus. En party geleerdes sê dis een van die sterkste bewyse van Christus se godheid. Hoekom? Want dink net vir een oomblik, wat sou jou eie broer moes doen om jou te oortuig dat hy die seun van God is? Dink vir 'n oomblik daaroor. As Jakobus geglo het, Jesus is die seun van God, dan is dit vir my nogals 'n redelike sterk bewys. En hier's wat Jakobus sê in hoofstuk 3 vers 3 tot 5, dat klein dinge 'n groot verskil maak. Hy sê die volgende: net as ons stange in hulle bek gesit het, gehoorsaam perde ons en ons het die hele dier onder beheer. So is die tong ook iets kleins en tog kry dit groot dinge reg. Met ander woorde, 'n klein bietjie beheer, 'n groot perd, want klein dinge maak 'n groot verskil. En dan praat hy oor 'n massiewe groot skip. Hy sê, en 'n klein roertjie maak dat 'n groot skip draai net waarheen die stuurman wil, selfs wanneer 'n sterk wind waai, wanneer sterk winde waai. Klein dinge kan 'n groot verskil vir my en jou maak. En dan gaan hy aan en hy bring dit terug na ons monde, ons woorde, ons tonge. Hy sê, 'n klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Met ander woorde, 'n goed geskryfde toespraak kan 'n skare beweeg om groot, goeie dinge te doen. Maar die teenoorgestelde is net so waar.
'n klein vonkie kan 'n hele woud aan die brand steek. Daar is krag van lewe en dood in ons woorde. Jy kan woorde van lewe spreek, of jy kan kies om dood te spreek. Byvoorbeeld, wys my huwelik wat sukkel en ek waarborg jou, jy gaan baie woorde hoor waar dood gespreek word. Maar wys vir my 'n huwelik wat floreer, en ek beloof jou, jy gaan 'n oorvloed van lewenswoorde hoor in daai verhouding. Vat iemand by wie jy nie graag wil wees nie, met ander woorde, iemand wat jou klein of onbelangrik laat voel, dalk 'n baas, wat jy nie dalk mal oor is nie. Wat jy gaan hoor is heel moontlik 'n klomp woorde van dood. Maar dan is daar mense by wie jy graag wil wees, wat jou bou, wat jou lig, en wat jy gaan hoor is 'n stroom van woorde wat lewe bring. Nou Salomo, wat die wysste man ooit is, of geleef het in die Bybelse tyd, wys ons die kontras tussen hierdie woorde van lewe en die woorde wat dood gee. Kyk saam met my na 2 skrifgedeeltes in Spreuke 12 vers 18. Daar staan, daar is mense wat dinge sal sê wat seermaak. 'n Wyse mens se woorde bring eerder genesing. So elke een van ons is al seer gemaak deur woorde van dood. Maar die tong van die wyse, dit bring genesing, dit gee lewe. En dan sê hy in Spreuke 15 vers 4, 'n genesende tong is 'n boom van die lewe, maar 'n vals tong breek die gees. Hier is my vraag aan jou. Hoeveel van julle het al gevoel jou gees word gebreek deur woorde wat dood bring? Ek waarborg jou, amper almal van ons was al op daai plek gewees en het al deur so iets gegaan. Dit kan iets kleins wees, amper onskuldig. Iets soos, het jy regtig bedoel om jou hare so te sny? En jou reaksie is, ja, hou jy nie daarvan nie. Ek het dit soos gister gesny en dit het my 'n klomp geld gekos. Of iemand sê dalk vir jou, hoekom is jy nog nie getroud op jou ouderdom nie? En al wat jy dink is, of al wat jy voel om te sê is luister, hou net op met praat en los my uit. Maar soms is dit veel harder, woorde wat baie seerder maak. Woorde soos, ek kan jou nie verdra nie. Ek het iemand anders gekry. Ek het jou nooit regtig lief gehad nie. Dis pateties. Ek wens ek het jou nooit ontmoet nie. Doodbringende woorde steek soos 'n swaard. Dit breek die gees hier binnekant my en jou. Maar, baie van julle het ook al die goeie kant beleef van woorde wat lewe bring. Woorde soos, ek is so trots op jou. Jy is die beste van die beste. Ek sal jou weer en weer kies om mee te trou. Jy is my droom wat waar geword het. Ek is so dankbaar dat God jou in my lewe geplaas het. Daardie woorde bou jou op. Dit genees jou siel. So in my eie lewe, met Chamonix en my 3 kinders wat ek het, so ek het 2 dogters en 'n seun, en van die begin af, ek is besig om dit so met my seun te doen, hy is 2 jaar oud nou, maar my dogters, het ek van kleins af, toe hulle kan begin verstaan, het ek vir hulle gesê, jy moet een ding weet, ek, wat jou pa is lief vir jou. En daar is 'n groot doel op jou lewe. God is lief vir jou. Jy het waarde. En ek sal nooit vergeet nie, my jongste dogter, Mianay, sy sal vir my sê, soos, dan sal ek haar roep, as ek vir haar sê, ek noem haar Apie, so ek sê vir haar sê, Apie, en dan kyk sy vir my en sê vir haar, weet jy wat, dan sê sy vir my, ag, ek weet, jy gaan nou weer sê, jy is lief vir my, en jy het 'n plan met my lewe. Ek sê, ja, jy is reg, maar jy moet dit hoor. Dis sê, ja, maar ek weet jy gaan dit sê. Dan vra ek van maar, wil jy dit hoor? Wil jy hê papa moet dit sê? En sy sê, ja, ek wil hê jy moet sê. Hoekom? Want daar is iets kragtig in woorde wat lewe skep. My oudste dogter, sy doen dit ook. Op 'n baie wonderlike manier. Sy het 'n manier wat sy vir my WhatsApp sal stuur of vir my Instagram reels sal stuur, wat bemoedigend is en soms selfs 'n bietjie romanties ook is. En dan sal sy kyk waarmee ek besig is in my lewe en net uit die bloute uit vir my 'n boodskap stuur wat soos volg net sal sê, papa, ek is so trots om jou myne te noem. Dankie vir wie en wat jy is in ons lewe. Of wanneer my vrou vir my sal sê, Lifa of Bok. Ek weet nie waar die bok vandaan kom nie, ek dink is seker maar soos vir die Engelse sal sê, Goat, the greatest of all time. Ten minste is ek die greatest of all time in my vrou se oë. And that's all that counts. So sy sal byvoorbeeld vir my net sê, jy is net die beste en ek soek niemand anders as net jy nie. Nou ek weet nie hoekom nie, maar haar woorde het 'n manier om my net nader aan God te laat voel. Of soos wanneer vriende jou kontak. Selfs met vandag se opname het ek 'n vriend wat my vir my boodskap terugstuur en vir my sê, onthou net, hier's iemand aan die ander kant van hierdie lyn wat hierdie video sien, wat die hoop nodig het, dat dalk op sy laaste is. En jy is daai stem. Jy is die stem van hoop.
En is sulke goed wat 'n ou laat oplig, wat jy jouself laat voel, maar wat jy doen maak saak. Jou woorde wat jy spreek, maak saak. So, hier is wat ek vandag wil doen. Ek wil jou help om 'n woorde-audit te doen. So laasweek het ons 'n gedagte-audit gedoen en vandag wil ek hê jy moet eerlik kyk na die woorde wat jy praat. So as jy iemand wat meer lewe spreek of meer dood spreek, so in jou notas, jy sal dit kan kry in die description van hierdie video, is my preeknotas en daar sal jy sien, is daar 'n lyn wat van 1 tot 10 is. As jy byvoorbeeld meer dood spreek soos jy het nie 'n goeie werk gedoen nie, of hoekom lyk jou kamer so, of ek kan jou nie verdra nie, of jy maak my mal, ek wens ek het jou nooit gehad nie, dan moet jy dalk by 'n 1, 'n 2 of 'n 3 merk. Maar as jy meer lewe spreek soos ek is trots op jou, jy is die beste man of vrou in die wêreld, ek dank God vir jou, of daai ete was ongelooflik, ek weet die vrouens sal daai enetjie like, want hulle maak baie keer die kos, en dan is dit soos, ons as mans, partykeer net soos, dis die bare minimum, so jy het goed genoeg gedoen, maar is amazing om net vir hulle partykeer net te kan sê, of selfs die vrouens vir die mans net kan sê, weet jy wat, daai ete was ongelooflik, of jy's 'n uitstekende werker, of ek so bly ek het jou aangestel. As jy daai is, dan moet jy dalk 'n hoër merk maak soos 'n 8, 'n 9 of 'n 10. Maar ek wil jy moet vandag regtig eerlik wees. Sit jou sirkel om die nommer wat jou woorde die beste verteenwoordig. En dan wil ek hê jy moet dink oor die woorde wat jy met jouself praat. En dan oor daai inner kritiek, daai innerlike stem. Is jou selfpraat meer lewe of is dit meer dood? Wat sê jy in jou gedagtes elke dag vir jouself? Is jy meer dood spreek soos, man, jy gaan hierdie opmors, of jy's nie goed genoeg nie, of my lewe gaan altyd net sleg wees, vandag gaan 'n moeilike dag wees, of ag ek is so moeg, hoekom probeer ek nog? Niks werk ooit uit vir my nie, ek kry nooit 'n kans nie. Dan moet jy jou syfer dalk 'n bietjie laer sit, maar as jy meer lewe spreek soos, God is saam met my in hierdie ding, God gaan my seën, ek is dankbaar vir hierdie dag, of ons gaan dit reg kry, met Christus kan ek alles doen, want hy gee my die krag, dan moet jy 'n hoër nommer kies, in daai woorde-audit. Ek het vir jou 'n vraag vandag, hoeveel van julle woorde spreek meer lewe oor ander mense as oor jouself? As jy nie 10 by albei gesit het, by hierdie peiling nie, dan is daar nog redelike groot spasie vir jou, vir verbetering. Want, daar is krag in ons woorde. En as jy die lewe wat jy nou het wil verander die woorde wat jy spreek. 'n Paar klein veranderinge in jou woorde kan 'n groot verskil maak in jou lewe. Want ons woorde het die krag van lewe en ons woorde het die krag van dood. Ek gaan vir jou 2 kragtige reëls leer vandag oor woorde wat lewe skep. So as jy neerskryf, wil ek jy met die volgende sit. Reël 1, as jy nie iets goeds het om te sê nie, moet dit liewer net glad nie sê nie. Nou klink ek dalk vir jou soos jou ma en jy is reg. Jou ma was reg daai tyd gewees, toe sy vir jou gesê het, luister hierso, hou eerder net jou mond as jy nie iets vriendeliks het om te sê nie. So as jy eenvoudig op daai plek is, wanneer jy praat en is net 'n klomp gal en 'n klomp bitterheid, dalk is dit 'n goeie plek vir jou, om net jou mond te hou. Die apostel Paulus sê dit juist so in Efesiërs 4 vers 29, hy sê hy, moenie enige vuil taal gebruik nie, gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is, om die wat luister te bevoordeel. So as hierdie, nie party van julle regheid nou tref op hierdie oomblik nie, dan luister jy nie mooi na my nie. Hy sê die volgende, moenie enigiets uit jou mond laat kom, wat nie bou nie, spreek net dit wat ander opbou, of bevoordeel. So nou kyk, as party van julle net hierdie een vers begin toepas op jou huwelik, of op jou ouerskap, jou werk, jou vriendskappe, dan was jou hele tyd hier saam met my aanlyn alreeds die moeite werd vir jou gewees. Jy kan of like nou maar afsit, en vir jou koffie gaan maak, en die res van die dag gaan geniet, want jy het pretty much nou alles gekry vir wat nodig is. En luister, moenie nou jou man of jou vrou elmboog in hierdie oomblik en sê, as jy dink, hoor jy nou? Soos met ander woorde, as jy voel, luister, my maat, hierdie is nou vir jou, dan wil ek eintlik vir jou sê, nee, dis nie vir jou maat nie, hierdie oomblik is vir jou. Jy moet luister, ek praat vandag met jou. So, as jy nie iets van waarde of goeds het om te sê nie, hou dit in.
zip it. Sê liewers net eenvoudig niks. Want dit is baie waar, dit is eenvoudig, dit is reguit. Ek het 'n vriend wat vir my nader as 'n broer is, en hy sal gewoonlik na situasies kyk of jou lewensoomblikke kyk, en jy sal byvoorbeeld teenoor hom afpak oor 'n klomp goed, en dan vra hy die volgende vraag. So, tell me, how's it working out for you so far? En ek wil vandag vir jou presies dieselfde vra. Die negatiewe woorde wat jy praat, wanneer jy in situasies is, en oomblikke is, en dit spoel eenvoudig net hier so by jou mond uit, want dis wat die woord sê, wat die hart van vol is, sal by die mond begin uitloop. So, as hier net 'n klomp onstuimigheid die binnekant in jou is, en al wat jy kan doen is om 'n klomp gal te braak, how's it working out for you so far? So, as jy my volg, reël 2 is die volgende. As jy iets goeds dink, sê dit. Dis 'n reël wat ek regtig probeer uitleef. Enige tyd wat ek iets goeds dink oor iemand anders, oor God, of oor myself, oor my omstandighede, dan wil ek dit lewe gee deur dit hardop te sê. Jy moes al van die 5 love languages gehoor het. So hierdie is eintlik wat ek van praat is words of affirmation. So as jy iemand sien iets goeds doen, of daar's iets wat lewe binnekant in jou hart, wat jy dink, yes, maar hierdie persoon het so mooi aangetrek vandag, of dankie vir die moeite wat jy in hierdie projek ingesit het. In plaas van om dit te dink, sê dit. Want Spreuke 16 vers 24 sê die volgende: mooi woorde is soos heuning. Dit is goed vir die gees en bevorderlik vir die lewe. So let op wat Salomo hierso sê. Hy sê nie mooi gedagtes nie, hy sê mooi woorde. Ek kan 'n goeie gedagte oor jou hê, en jy kan dalk vir my, jy kan dalk 'n goeie gedagte hê, en jy kan dalk vir my vra, luister, Richai, wat doen jy? En ek sal vir jou sê, wel, ek dink aan jou. En jy gaan by jouself dink, maar luister, hierdie beteken eintlik vir my niks nie. Dit sal beter wees as jy die woorde eerder net vrylaat, en dat die krag van daai lewe my begin seën, deur om vir my te sê hoe goed ek is. Ek is dankbaar vir my ouers, en veral my ma. Sy was altyd op 'n plek gewees waar sy ons kinders baie bemoedig het, en wat vir my van groot waarde is, my ma se woorde van lewe wat my regtig gevorm het. Sy het nie net gedink Richai is talentvol nie, sy het dit gesê. Sy het gesê jy is talentvol en jy is spesiaal, en God het iets in jou geplaas. God gaan jou gebruik vir groot dinge. En daardie klein stukkies lewenswoorde het saad in my siel geplant, en vandag sien ek die oes van die woorde wat my ma gespreek het oor my lewe. As jy iets goeds dink, wil ek vandag vir jou sê dit. Stuur die SMS, maak die oproep, sit dit op 'n kaartjie, post dit, stuur 'n posduif uit, maak nie saak wat jy nodig het om te doen nie, maar sê dit net in die oomblik. Moenie ooit 'n seën terughou nie, moenie iemand beroof van die lewe wat jy in hulle kan inspreek nie, want elke keer wat jy iets goeds dink, moet jy dit sê. En nie net vir ander mense nie, spreek dit ook vir jouself. Want baie keer dink ons goed, en ons sien baie keer, daar's progress in ons lewe, maar ons sien daai goed baie keer nie raak nie. Ek het vanoggend actually so 'n quote raak gelees op Instagram van, die rede hoekom jy nie kan sien die progress in jou lewe nie, is omdat jy die baar die hele tyd hoorskuif. En dis hoekom jy dit nie sien nie. Maar partykeer is dit vir jou ook net nodig om vir 'n stilstand oomblik te kom, en jouself in die spieël te kyk en te sê, hey, but you've come a long way. Jy's beter as wat jy was verlede jaar. En dis hoekom ek baie keer ook vir mense sê, hou op om die speletjie van comparison te speel, want in daai spel verloor ons onsself elke keer. Want om die speletjie van vergelyking te speel, sien jy jouself eintlik nooit vir wie jy werklik waar is nie. Die enigste plek waar jy jouself regtig kan vergelyk, is die persoon wat jy was 'n jaar terug, 5 jaar terug, 10 jaar terug. So wanneer jy iets dink oor jouself om te sê, wow, ek kan voel hier's 'n verskil, ek kan voel hier's 'n verandering. Miskien is dit 'n goeie ding om net vir jouself in die spieël te kyk en dit hardop te spreek oor jouself. Want baie van julle, as jy eerlik kyk na jou woorde audit, praat jy nog altyd dood oor jouself. Jy sê vir jouself goed soos, hoekom is ek so onnosel? Hoekom kry ek nie hierdie ding reg nie? So ek wil vandag vir jou sê, daar is eenvoudig vir jou 'n plek waar jy jouself kan vind in die lewe, saam met die keuses wat jy doen. In plaas van om oor jouself te dink, luister, maar ek is nie goed genoeg nie, of ek praat hierdie verskriklike negatiewe woorde af met my, want daai inner kritietjie binnekant is besig om so 'n field day met jou te hê. Dan wil ek vandag vir jou sê, is miskien ook 'n plek vir jou om net daai audit oor jouself te bring en net te sien, luister, maar ek is soveel meer as die woorde wat ek oor myself
op 'n daaglikse basis glo en op 'n daaglikse basis spreek. So ek wil vandag vir jou die volgende sê. Ek wil hê jy moet saam met my kyk na Dawid. Ek hou daarvan om sy storie te lees, want daar is tye wat hy bang was, dat die mense hom sou stenig. En wat doen hy? Hy het homself bemoedig in die Here, hy het homself opgebou, hy het lewenswoorde oor homself gespreek. En hier is die ding, soms moet ek net vir myself ook preek. Ek weet nie van jou nie, maar ek moet partykeer vir myself sê, Here, U sal my geloof gee vir hierdie ding. Here, ek glo U hand is op my. Here, ek glo U werk in alles ten goeie mee, want ek is lief vir U en ek is geroep volgens U doel. Partykeer moet jy jouself opbou met woorde wat lewe bring en nie net sê jy kan dit nie doen nie. Want hier is die feit. God kan dit deur jou doen. En ek hou daarvan om dit so te sê. As jy dit wil sien, sê dit. En ek praat nou glad nie van hierdie ding wat jy sê, ek wil 'n Mercedes in my garage sê in Jesus naam, tipe klas van ding nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Ek praat van woorde wat in die lyn is met God se waarheid. Goed soos, Here, ek glo U wil my huwelik seën. Here, ek glo U wil my finansies genees. Of Here, ek glo U bring lewe in hierdie droogte. En Jesus het gesê, as jy met geloof met die berg praat, sal hy skuif. Hy het nie gesê praat oor die berg nie, hy sê praat met die berg. En Jesegiel sê God, profeteer oor die dooie bene. Nie praat oor hulle nie, praat met hulle. So as jy dit wil sien, sê dit. Ek wil jou een lewensverandering lyn vandag leer. En as jy dit toepas, beloof ek jou vandag, oor jare gaan jy terugkyk en jy sal 'n verskil sien. As jy jou wêreld wil verander, verander jou woorde. As jy 'n groot verskil wil maak, maak klein veranderinge in wat jy sê. So hier's wat ek vir jou vandag wil gee. Van nou af vorentoe, elke keer as jy iets sê, maak seker jy volg hierdie of voeg hierdie volgende sin by. En dit is hoe ek dit wil hê. Ek gaan dit weer vir jou sê. Voeg hierdie laaste deel, hierdie laaste sin by elke sin wat jy klaar praat. Dan sê jy, en dit is hoe ek dit wil hê. So kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Ek so siek en sat van my huwelik, dis seker op pad na egskeiding, en dis hoe ek dit wil hê. Sien jy? Dit werk nie. Of, kom ek gee vir jou nog 'n voorbeeld. Jy irriteer my so, ek wens ek het nooit met jou getrou nie, en dis hoe ek dit wil hê. Of ek's pateties, ek maak nooit 'n verskil nie, my lewe gaan altyd net sleg wees, en dit is hoe ek dit wil hê. Die antwoord op al hierdie wat ek nou net gesê het is nee, want jou woorde is kragtig. Hoe sal dit lyk as ek dit anders te verwoord, in plaas daarvan om dan eerder te sê, my huwelik gaan nie nou goed nie, maar ek gaan my hart aan die Here onderwerp en my vrou lief hê soos Christus die kerk lief het. Ek glo God gaan genesing bring in my huwelik, want dit is hoe ek dit wil hê. Of, ons is 'n skuld, maar ons gaan leer om onder ons vermoë te leef. Met God se hulp gaan ons skuldvry word, en nie net ons tiendes gee nie, maar radikaal vrygewig leef, want dit is hoe ek dit wil hê. Onthou jy ons patroon? Jou gedagtes maak saak, want dit word jou woorde. Jou woorde maak saak, want dit word jou dade. Jou dade maak saak, want dit word jou gewoontes, en jou gewoontes maak saak, want wat jy herhaaldelik doen, bepaal wie jy word. En as jy net 'n klein verandering maak in die woorde wat jy spreek, kan dit 'n groot verskil maak in die lewe wat jy leef. Want klein woorde bring groot verskil. In week 1 het ek julle gevra om te fokus op een klein ding. Onthou jy dit? Wat was joune? Een woord wat jou seisoen sou rig. In week 2 het Emil met ons gesels en vir jou gevra, wat is jou een gedagte wat jou seisoen rig? En vandag op week 3 wil ek hê jy moet kies een stelling. Een stelling wat jy oor en oor sê, en dit gaan jou seisoen bepaal. Een klein stelling wat 'n groot verskil kan maak in hoe jy leef. Luister, ek weet party van julle dink, kan my gedagte my stelling wees? En die antwoord is eenvoudig, dis ja. Maar dit mag nie net 'n gedagte bly nie. Dit moet 'n stelling word. Met ander woorde, ons gee lewe aan ons gedagtes deur dit eenvoudig te spreek. Anders dit is soos om planne te maak hier binne kan jou kop, maar jy sit dit nooit op papier neer nie. So dit bly altyd net 'n plan, maar nie 'n aksie nie.
of 'n droom. Dit bly altyd 'n droom, maar nooit 'n aksieplan nie. So kom ek gee jou 'n voorbeeld van my eie lewe. So in COVID tyd het ek begin om deur 'n verskillende fase van my lewe te gaan. Ek het 'n stelling begin aanleer, wat my stelling was in COVID tyd, en dit was die volgende, dit was, Christus in my is sterker as die verkeerde begeertes binnekant in my. Hoekom? Want ek is nou 42, en ek wil skerper wees in my fisiese, my geestelike en my emosionele toestand, meer as ooit van tevore. En nie net vir my vrou en vir my kinders nie, maar ek glo regtig waar God se werk vorentoe is belangriker as ooit. En ek het nodig om na hierdie mens te kyk, want dit is wat ek het. Ek het nodig om na hierdie, ons noem dit maar die masjien te kyk. Anderste, as hierdie nie gesond is nie, hoe kan ek 'n effektiewe disipel of 'n effektiewe volgeling van Christus wees, as ek begin suffer hier in my eie mens wees? So ek het begin kyk na al die areas van my lewe. Ek oefen al vir jare lank, maar op daai stadium het ek nie regtig gesond geëet nie. Ek meen, as COVID, almal van ons was emosioneel gewees, ons het 'n klomp emosionele eters geraak in COVID tyd. Ek het wel beter geëet as meeste mense, maar nooit regtig skoon geëet nie. So my probleem was, ek hou eenvoudig te veel van koekies en beskuit en Cinnabon. Ek hou van donuts, en ek hou van sjokolade donuts. Ek het ook gehou van energy drinks. Ek hou eenvoudig net van al hierdie goed. So ek het half gesond geëet en half nie. Tot ek begin sê het, Christus in my is sterker as die verkeerde begeertes in my. En ek het dit oor en oor en oor gesê, en skielik eet ek maybe 1 keer 'n maand 'n hamburger. Ek drink glad nie meer energy drinks nie. Ek drink glad nie enige gaskoeldrank for that matter nie. Ek drink nie byvoorbeeld dairy nie. Ek doen nie regtig stysel nie. En ek het 'n hele jaar lank amper net skoon geëet, en dit het my liggaam totaal en al getransformeer. Vandag is dit 5 jaar later, en ek is op 'n totale gesonde pad. Maar dit wys jou die krag van een klein stelling. Sê dit oor, en daardie klein verandering kan 'n groot verskil maak in jou hele lewe. Want dit het my geleer glo. As Christus in my kan help om dit te oorwin, wat anders kan ek nie ook dan oorwin nie? Een stelling het verander hoe ek eet. Dit het verander hoe ek voel. Dit het verander hoe ek glo dat God deur my kan werk. Moenie die krag van hierdie mis nie. Dis die klein dinge wat niemand sien nie, wat lei tot die groot dinge wat almal graag wil hê. As jy die lewe wat jy het wil verander die woorde wat jy spreek. Met ander woorde, ons gaan nie dood oor ander mense spreek nie. Ons gaan lewe oor ander mense spreek. Ons gaan nie dood oor onsself praat nie. Ons gaan onsself bemoedig in die Here. As jy iets slegs dink, wil ek vandag vir jou sê, hou dit eerder in. Maar elke keer as jy iets goeds dink, gaan jy dit sê. Moenie terughou op dit nie. Daar's mense wat daai gedagtes, daai lewensmakende gedagtes van jou nodig het. Want jy gaan dit lewe gee deur om eenvoudig dit te praat. Jy gaan ander mense seën met jou woorde, want ons woorde maak saak. Klein veranderinge in die woorde wat jy spreek maak 'n groot verskil in die lewe wat jy leef. En so word God verheerlik, so verbeter ons verhoudings, en so word ons meer soos Christus, want dit is hoe ons dit wil hê. Bid asseblief saam met my. So Vader, ek bring vandag elkeen van ons na U toe. Here, dit is my voorreg om vandag hierdie voor U te lê, en onsself voor U te lê en te sê, Here, help ons in hierdie klein keuses wat groot verandering bring. Help ons omdat wanneer ons woorde het wat ons weet gaan seermaak, gaan skade rig. Help ons om 'n wag voor ons mond te plaas. En wanneer ons woorde het wat ons weet, hierdie gaan hierdie persoon oprig, die persoon gaan lewe ervaar en beleef deur dit wat ek gaan sê, of deur dit wat ek gaan dink. Here, help ons om dan daai woorde uit te kry en te praat. Help ons om die besluit te neem om dan te sê, ek wil graag hê jy moet hoor, hoe voel ek in my hart oor jou. Here, ek kom bid vandag dat U ons sal help met ons een stelling. U het ons gehelp met ons een woord, met ons een gedagte. Help ons met ons een stelling wat ons lewe sal rig om 'n groot verandering te maak vir U. Ek sê vir U dankie, Here, dat U ons mense nie net los waar ons is nie, maar dat U lewe in oorvloed in ons bring. Ek kom bid dat U elke man en vrou en kind
wat na hierdie aanlyn boodskap gekyk het, dat U hulle sal seën, dat U aangesig oor hulle sal skyn. Mag hulle U grootheid, U krag beleef in die klein keuses wat hulle besig is om te maak, en dat hulle sal sien oor 'n seisoen van nou af vorentoe, hoe dit alles die moeite werd was, want die groot verskil het aangebreek. Ek bid hierdie in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil vir jou baie dankie sê dat jy saam met my aanlyn gekyk het. Ek hoop eintlik om jou eendag te sien by ons Benoni kampus, waar ons dan by mekaar kan wees. Ons kom 8:30 op 'n Sondag by mekaar, by Gracia de Dios, by 99 Bowden Road. Ek kyk uit vir jou. En ek wil vir jou sê dankie dat jy vandag saam met my gekuier het. Mag God jou seën.